Ek wil begin met julle net 'n skrif deel. Nou dit is nou vir my interessant want die laaste keer toe ek gepraat het by hierdie gehoor of by New Earth, het God ook vir my 'n mandaat gegee vir die spesifieke dag. So hierdie voel nou vir my dis my mandaat. Psalm 78 vers 2 en dit sê ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Nou dis hoekom ek hier is vandag. God het vir my gesê ek moet kom en ek moet praat en ek moet spesifiek raaisels uit die voortyd laat stroom. So my gebed is weer eens dat God my die genade sal gee om hierdie woord te kan gestaan doen. Okay, so ons gaan raaisels vandag uit die voortyd uit begin ontknoop. Dis is dit reg met julle? Is julle lus vir so iets? Okay. Nou ja, hier is my titel vir vandag. Dit gaan oor die verhulde identiteit in die voortyd. En soos ons nou aangaan, gaan julle nou agterkom hoe meer duidelik dit raak om hieroor te praat. Toe ek begin voorberei het, het ek 'n dagstukkie gelees uit Oswald Chambers se boekie. Julle ken hom daai My Utmost for His Highest. Ek kan nie onthou presies wat se dag dit is nie. Ek dink dit is die 8de Mei. Maar in elk geval hy sê a saint's life is in the hands of God like a bow and arrow in the hands of an archer. God is aiming at something the saint cannot see, but our Lord continues to stretch and strain, and every once in a while the saint says, I can't take it anymore. Yet God pays no attention. He goes on stretching until his purpose is in sight, and then he lets the arrow fly. Maar dit was nou vir my 'n baie mooi beeld om te verstaan hoekom ek dikwels in my lewe voel jy word getrek soos 'n snaar gespan. Is dit by julle ook so? Want jy's nie verlate nie, jou omstandighede dat jou nie oorweldig nie. God is besig om jou te aktiveer of te laai soos 'n pyl op 'n boog sodat jy uiteindelik 'n bepaalde merk kan tref, 'n merk wat jy nie kan sien nie. Amen. So dis waarmee ek begin het. En toe ek daaraan dink, dan gaan Oswald Chambers nou verder in sy gedeelte, dan verduidelik hy, dan sê hy daar's 'n wat hy noem 'n uitnemender weg. Hy sê you can become a partaker of the divine nature, die goddelike natuur. So onmiddellik het hy nou my aandag hierso, want hy sê daar's 'n ding wat met jou gebeur wanneer God jou laai soos 'n pyl in 'n boog en hy's besig om jou te skiet. En die rede vir hierdie hele storie is God is besig om jou te stuur op 'n beter pad, op 'n ander weg, op 'n uitnemender weg, om 'n partyker of 'n deelgenoot te word van die goddelike natuur. So vandag se gesprek is 'n raaisel uit die voortyd en dit met 'n doel spesifiek wat dit het, is om my en jou te bemagtig en te launch op hierdie uitnemende weg na 'n goddelike natuur. Die vorige keer toe ek hier voorgestaan het, het ek met julle gepraat oor sonde. En ek het gesê spesifiek, ons het gepraat oor wat is sonde? Want ons verstaan nie sonde mooi nie. Die woordjie sonde beteken nie om 'n oortreding te doen nie, of 'n ongeregtigheid te wees nie. Die woordjie sonde beteken jy's besig om jou merk te mis. A sin, a missing of the target. Also a sinner is one who misses the mark, whether a literal target or a goal that is aimed for. So onmiddellik kan jy nou sien waar Oswald Chambers nou vandaan kom. Hy verstaan dit, hy weet dit. Hy sê die saint begewe hom. Ek en jy is saints, nê? Ons is heiliges in God se oë. Ons begewe ons in God se hande sodat hy ons kan skiet na ons teiken toe sodat ons uit sonde uit kan kom. En toe het ons gepraat die vorige keer, dis in die vorige lering oor die basiswoordjie van die woordjie sonde, het ek vir julle verduidelik kom van die woordjie koord af. En baie spesifiek 'n knotted cord, 'n geknoopte koord, 'n koord met knope. Waar die begrip sonde en 'n geknoopte koord bymekaar kom is wanneer God nou 'n pyl en boog wil skiet of wanneer jy nou 'n pyl en boog wil skiet, wanneer jy nou jou merk wil tref in God se oë, wanneer jy uit sonde uit wil kom en jy mis jou merk, dan sê dit in die antieke tyd was daar dan 'n tou gewees met knope in wat die afstand gemeet het in knope van hoe ver het jy jou merk gemis. So jy het hom nie net gemis nie, jy het hom gemis, kom ons sê net maar met 4 knope na regs of met 3 knope na links. En dan is daar 'n spesifieke strategie wat God jou deurvat in gehoorsaamheid om by elke knoop te kom en jy maak hom los en jy kom by die volgende knoop en jy maak hom los en op die manier is jy besig om jou aim in te kry sodat jy op die ou en jou merk sal tref. Dit vir my was 'n lewensveranderlike verstaan. Is dit vir julle so? So dis 'n vreeslike mooi beeld om te besef dat jy nie net jou merk tref op mis nie. As jy hom mis, dan sê God vir jou daar's 'n baie bepaalde uitnemender weg wat jou gaan begelei terug na die merk waarvoor hy jou geskape het. Amen. So dis waaroor ons gepraat het die vorige keer en ons het verder gegaan daarin en toe het ons gesê daar's 'n mooi voorbeeld in die skrif
van 'n persoon wat verstaan het hoe werk hierdie geknoopte koord. En die persoon wat ons gebruik het uit die skrif of die geskiedenis, was die geskiedenis in Josua 2, die geskiedenis van Rahab. Onthou julle die geskiedenis van Rahab, waar die verspieders ingegaan het in Jerigo in, en hulle het 'n plek gekry om by haar te slaap, in haar muur, haar plek was in die muur gewees, en dan sy 'n rooi koord, 'n rooi knotted cord, het sy uitgegooi deur die venster, en dan het die verspieders afgeklim, en hulle het na vryheid gegaan, maar uiteindelik is die belofte vir haar en haar gesin gewees, dat God het gesê vir haar, of hierdie verspieders het vir haar gesê, wanneer jy hierdie knotted cord deur jou venster gooi, dan word nie jy gered nie, maar jy en jou hele familie. Nou dit seën my weer eens, want dit beteken dat as ek en jy God toelaat om eers ons af te trek en te span, as 'n heilige op hierdie proses om ons merk te tref, en daar sekere sake in jou lewe wat nog nie reg is nie, jy loop nog in ongehoorsaamheid rondom sekere aspekte, daar's nog knope in jou lewe, en jy laat toe dat God jou vat op hierdie uitnemender weg, dan red jy nie net jouself nie, of jy begelei nie net jouself uit die duisternis uit na die lig toe nie, jy begelei jou hele familie daarmee saam. So met ander woorde, ek kan hierso staan vandag, want ek voel dis deel van die proses waar ek knope in my lewe moet losmaak, om hier te staan, om te teach, om die skrif te ondersoek, want ek's 'n leraar, dis deel van die merk wat ek moet tref, maar my gesin betaal 'n prys vir my om hier te kan staan. Nou dis my lekker om te besef dan, dat ek hierdie doen nie ten koste van hulle nie, maar ter wille van hulle. So amen, so dit is, hoekom dit my en jou moet aktiveer, om God te vertrou om ons te span, sodat ek en jy ons roeping kan tref ter wille van die mense in ons lewe. Julle weet nou hoekom ek dit sê, Rahab het nie net haarself gered nie, maar ook die mense wat saam met haar was, haar broers, haar kinders, en die mense in haar huis. Okay, so met ander woorde, om uit sonde uit te kom, moet jy met die koord deur die venster gaan, soos in Rahab se geval. So jy moet deur die venster gaan. En weer eens, hierdie kom uit die vorige lering, ek het vir julle gesê, die woordjie venster is 'n interessante woord, want die woordjie venster gaan oor 'n middelmuur. Sy het gesê, God het gekom om die muur van skeiding te breek. 'n Venster is 'n piercing, of 'n opening, maar spesifiek 'n piercing deur 'n skeidingsmuur. Dis tog wat 'n venster is. So as jy nou gaan kyk na die verwante woorde aan die woordjie venster, hierdie piercing deur 'n muur, dan kom jy nou af op die volgende woorde. Ekskuus, ek dink ek is nou agter met my. Sonnekoord deur 'n venster, venster beteken perforated. Nou verwante woorde aan die woordjie venster is al hierdie goeters, is die woordjie pyn, is die woordjie sickness of disease, is die woordjie wond of verwonding, terwyl, daar's terwyl en weakness, so swakheid. So met ander woorde, hoe werk dit dan nou, hierdie ding wat ek nou oor praat? Hoe kom ek waar ek nou is op 'n plek waar ek my merk kan tref? God moet 'n opening in my lewe skep. En wat is dit? Dis 'n venster. Wat is 'n venster? 'n Venster is enige van daai dinge. Ek dink daar's nog meer voorbeelde. Maar 'n venster is baie keer iets wat jou regtig verwond. 'n Venster is dikwels siekte in jou lewe. 'n Venster is dikwels rou, iets waaroor jy rou, iets wat jou verwond het of seer gemaak het. Dit is dikwels swakheid of onvermoë. Met ander woorde, as ek moet voorberei en hier kom staan en ek dink Lise het dit nou gesê, toe sê sy voel so onvermoënd om dit te kan doen. Dan sê God, maar weet jy, dis die perfekte plek, want as jy op daai plek is, dan kan ek mense deur jou as koord begelei van een plek na 'n volgende plek. So prys God vir weakness, want weakness op die ou ende word 'n venster waardeur sy agenda kan vervul word. Okay, so nou wil ek julle net gou 'n foto wys. Dis nou terwyl my mense kan dit nou nie so mooi sien nie. Kan julle sien wat daar aangaan? Dit is 'n klomp pyl en boogskutters, boogskutters. Nou dis nou interessant, want dis nou die pad wat ek met God stap op die oomblik is. Ek is nou besig met die boogskutters. Hierdie is nou weer afgeneem. Ek het laas keer ook vir julle 'n foto geneem. Dis by Tikkies, daai Elsie de Villiers. Daar's 'n hele boogskutbaan, of ek weet nie wat noem jy dit nie. Ek noem dit 'n baan. Die wet sê dis iets anders, nie 'n baan nie. Maar in elk geval, daar staan hierdie ouens en ek het hierdie foto geneem en is nou jammer julle kan nie sien nie. Want ek het hom net geneem. Ek het nader gestap en my seentjie is besig om krieket te speel en ek neem die foto want ek wil dit nou kom wys, pas nou mooi in by die lering. En toe ek die ding klaar geneem het en ek nou mooi kyk na wat daar aangaan en julle gaan dit nou nie mooi kan sien nie. Maar die ou wat hierso staan, het net een been. Hy staan op 'n kunsbeen. Die ou wat hierso staan het ook net een been. Hy het 'n kunsbeen, hy het so 'n stoeltjie. Daai twee ouens is op rolstoele, is in rolstoele. Hierdie ou aan hierdie kant het net een been en dan van daar af is dit nou ouens wat able-bodied is. En ek het dit nie gesien nie, weet julle, toe ek die foto geneem het en ek kyk nou op my telefoon en ek is nou besig om die ding in te zoom om nou te kyk na die kwaliteit of dit nou 'n mooi foto is, toe kom ek dit agter.
En dit het my so geraak, want toe besef ek, dis hierdie ding wat ek nou oor praat. Dis soos dit werk. God bemagtig jou om jou roeping, om jou merk te tref. Hoe doen hy dit? Deur 'n piercing pain, deur siekte, deur grief, deur wounding, deur travail, deur weakness, deur hierdie verwonding wat al hierdie ouens het. Maar ek bedoel, julle moet sien hoe skiet hierdie manne, né? Nou moet ek vir julle wys. Mense kan dit nou nie mooi sien nie. Hierdie ou wat hier naaste staan, miskien is dit nou maar goed ter wille van hulle identiteit, julle weet nie van wie ek praat nie. Dis die een, daar kan jy nou sien die kunsbeen, kyk daar is sy pyle. Nee, en al die ouens wat so in 'n ry staan, ek meen hierdie ouens mis nie hulle teiken nie. Nou dit het my geïnspireer, want ek besef daar's nie 'n verskoning vir my en vir jou, met ander woorde om dit nie te maak nie. Dit is dit, ek dink ons almal lyk soos hierdie ouens nou, miskien nie in die fisiese realm nie, maar miskien in die geestelike realm is ons almal maar verwond. Maar dit word hierdie ouens, voel dit vir my, so grootste kameraad, hierdie verwonding, want dit bemagtig jou op die ou einde sodat God se krag deur jou volmaak kan word. Okay, so dit het my vreeslik geseën. Nou wil ek hierdie link, so ons verstaan nou, as jy by jou merk wil uitkom, as jy jou merk wil tref, as jy uit sonde uit wil kom, en jy wil hierdie koord volg wat deur die venster gaan, moet jy by die venster kom en jy moet deur die venster gaan. Nou wil ek vir julle hierdie skrifgedeelte wys wat julle moontlik ken. 2 Konings 13, 14 en 15 sê, en toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem jou boog en jou pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. So hy roep hom, Elisa is besig om te sterf, hy sê, waar is jou boog en pyle? Seize your bow and arrow, sê die Engels. Maak jou roeping en jou uitverkiesing met ander woorde vas. Sien julle? Seize dit, jy weet, seize hom, vat hom. 2 Korintiërs 13 vers 16 gaan dan verder. Dan sê hy, en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Ek het hierdie nou nog nooit raak gelees nie. Ons het al baie oor hierdie skrif gepraat, maar Elisa sê vir Joas, vat die boog en die pyle, seize hom, maak jou roeping en jou uitverkiesing vas. Dan staan Joas nou daar met die boog en die pyle, dan kom die vader nou, Elisa, dan sê die skrif hierso, en hy kom sit sy hande bo oor die hande van hierdie seun. Nou dis vir my die mooiste beeld, want Joas, as julle nou die skrif ken hierso, is eintlik Elisa se geestelike seun. Maar hy is nog onverboond, hy sukkel nog met hierdie pyl en boog. Maar hy het 'n vader wat na hom toe kom en sy hande vat, dit stabiliseer en vir hom sê, hoorie, so skiet jy. Hy leer hom. So dis vir my 'n vreeslike mooi beeld. Ek het dit nog nooit voorheen raak gelees nie. En dan gaan ons nou verder na vers 17 wat sê, kyk daar, verder sê hy, maak nou oop die venster. So jy het nou boog en pyle, jy het nou iemand wat jou besig is om te help, om jou arms te stabiliseer, dat jy jou roeping en jou uitverkiesing kan vashou, dat jy nou nie meer jou merk gaan mis nie. Jy verstaan dat jou swakheid diskwalifiseer jou nie, dit rus jou juist toe vir dit wat jy moet doen. Nou kom jy by 'n plek wat God sê, weet jy wat? Daar's nou 'n oop venster voor jou. En wat sê daai skrif? 'n Venster na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak en Elisa sê, skiet, en hy het geskiet. En toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here, en dan gaan die gedeelte nou verder daar. So wat moet gebeur? Ons is op 'n plek, ek het dit nou mooi verduidelik, daar's 'n koord wat ons moet loop in gehoorsaamheid, hy begelei jou soos 'n blinde man, knoop tot knoop, kom jy, en uiteindelik kom jy by 'n venster. Wat ons nou gesê het is verwonding, seer, wat ook al, 'n geleentheid wat God in jou lewe skep, waardeur jy moet breek na 'n plek in die ooste. Okay, nou ja, so ons moet almal ooste toe gaan. Ooste. Nou die woordjie ooste in die Ou Testament is die woordjie kedma. Die woordjie ooste beteken hierdie volgende dinge. Dit beteken ooste, dit beteken old, eastward, ancient, before, aforetime of eternal. Nee? Mooi Afrikaanse woordjie wat in ons Bybel gebruik word, is dood eenvoudig die woordjie voortyd. Met ander woorde, as ek die skrif nou moet weer lees, kom ons gaan gou terug, dan kan julle saam met my sien. Verder sê hy, maak nou die venster oop na Kedma toe. Met ander woorde, na die ooste, ja, dit kan wees, maar 'n raker vertaling sal eerder wees to the days of old, eastward, ancient, before, aforetime, eternal, of met ander woorde, voortyd. Dis interessant. Voortyd. So wat is die teiken in die voortyd? Sien dit julle, skok dit julle, ek wil almal, is daar enigstens iets wat kriebel in jou binnekant?
dat die pad waarheen jy op pad is, wat begin het in sonde, waarmee God besig is om jou te begelei op hierdie uitnemender weg waarvan ons gepraat het, vat jou op die einde waarheen? Na die ooste toe, of na die voortyd toe. OK, amen. Nou wat is die ooste? Wat is die teiken in die ooste, waarna jy skiet, waarna jy mik? Nou hierdie skrif ken julle nou, maar hierdie skrif moet ons nou nie 'n nuwe baadjie aantrek. Genesis 2 vers 8, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. So kan jy nou agterkom, nou ewe skielik raak dit nou gekompliseerd, want nou, ons het nou 'n mooi eenvoudige pad geloop, maar as God sê, hy vat ons op 'n uitnemender weg, dan is hy besig om ons verstaan rondom sekere aspekte te challenge, en hier's 'n groot challenge nou. Want jy kon hierdie skrif net sowel vertaal het met die woorde, ek die Here God, het 'n tuin geplant in Eden in die voortyd, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Sjoe, okay. Want ons is op pad om ons merk te tref, en die skrif het nou gesê, ons het dit nou vir mekaar gelees, daai merk is in die ooste, of in die voortyd. Eden, die tuin, is geplant in die ooste. Okay, nou ek wil nie te lank hier vashak nie, want ek dink ons kan nou 'n hele lering hier vanaf afsplit, maar ek wil net vir julle 'n skrif wys. Ek skryf hom spesiaal klein, sodat julle my nie kan kwaadlik neem, dat julle my moet glo. Ek spot sommer. Want ons ligte verdrukking, ons verstaan nou, net 2 Korintiërs 4:17, wat is ligte verdrukking? Dis hierdie venster in jou lewe. Want ons venster, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie langer let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Nou hierdie gedagte wil ek eintlik net by julle los rondom Eden, want is Eden 'n tydelike ruimte of is Eden 'n ewige ruimte? Nee? Eden is 'n ewige ruimte. Ons het dan nou vir julle, het ek vir julle gelees, Eden is geplant in die ooste, daai woordjie ooste beteken onder andere eternal, maar boonbehalwe dit, Eden is geplant en die mens is daar binne gesit in die tyd voor sonde. Daar was geen sonde nie, die mens het geëet van die boom van die ewige lewe. Alles was ewig, en op grond van hierdie skrif in 2 Korintiërs 4, onsigbaar. Met ander woorde, 'n geestelike ruimte, 'n ewige ruimte in die ooste. Nou, om dit meer prakties verstaanbaar te maak, die skrif sê in Deuteronomium, praat dit van God, dan sê dit, die ewige God is 'n woning, en onder hom ewige vlerke. Nou, daai woordjie ewig, van ewige God, is die woordjie kedma. Met ander woorde, jy kan dit net sowel vertaal om te sê, die God van die ooste is 'n huis. En daai huis het vlerke. Nou hierdie ding bring vir my, ek bedoel op 'n persoonlike vlak, 'n nuwe verstaan van wat presies het gebeur met die sondeval in die tuin van Eden. Want as hierdie ouens gebly het in die ooste is 'n plek of 'n woning in God se huis. En hulle het uit hulle huis met ander woorde uitgeval. So as ons op 'n plek is wat ons almal sê, weet julle, ons het almal hierdie longing in ons hart, ons lewe lank, for a place of belonging. Dan is dit vir my so ontsettend lekker, dat Lisa vandag begin, en sy sê, weet julle wat? As ek by julle is, dan voel dit vir my, ek het by die huis gekom. Hoekom is dit so? Want ons aanbid hierdie ewige God, hierdie Kedma God, hierdie God van die ooste, die God van die voortyd. Hy is ons huis. En ons hele soeke op aarde is besig om ons pad terug te vind na 'n tydperk los van sonde, nê? Voor sonde, soos wat dit was, ewig in hierdie voortyd waarvan Eden 'n simbool in die skrif is. Nou ja, nou gaan ons die voortyd verder verken. Ek wil julle net 'n mooi skrif lees. Hierdie ding seën my altyd om so daaraan te dink. Net 'n mooi bewys uit die skrif uit van wat ons nou vir mekaar gesê het. Net na die sondeval. So hier's mense in Manin, hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, wat ons nou verstaan is nou nie 'n fisiese boom gewees en 'n fisiese appel nie. Want dis in die ewige riekalm. Ons het nou gesê die ewige riekalm is nie fisies en tasbaar nie, nê? So hulle eet aan die verbode vrug. Ons kan daaroor praat. En wat gebeur met hulle is hulle val in sonde. En die eerste ding wat God vir hulle sê is, nou moet julle uit die tuin van Eden uitgaan. En die geskiedenis lees ons nou in Genesis 3 vers 21, maar net voor hulle uitstuur, sê hy vir hulle, weet julle wat? Ek moet vir julle rokke van vel maak, sodat julle kan oorleef in die omstandighede hier buite. Nou ons het altyd gedink, hy trek vir hulle 'n leer jassie aan, 'n baadjie of mooi klere. Maar binne die verstaan wat ons nou vir mekaar gedeel het, maak dit eintlik nie sin nie. Waaroor hierdie gaan is, hulle is bekleed in 'n sterflike liggaam. Die skrif praat daarvan Romeine, julle kan dit gaan lees. Dit sê, ek en jy is gevange binne ons sterflike liggaam, binne rokke van vel. Ons is aan tyd gebind.
En dis ons grootste versigtiging, is om weer terug te kom na hierdie ewige ruimte binne ons huis in God. Amen. Okay, so verder, rondom Kedma. Hierdie is ook 'n mooi verstaan van wat die antieke Hebreërs geglo het rondom die woordjie Kedma, of die woordjie ooste, of die woordjie voortyd. Hulle sê, it is the place of the rising sun. The Hebrews recognized the east as the top of 4 compass points, contrary to our understanding of north, and is the direction faced when orienting direction. The past is understood as what is in front or before, as the past is known, contrary to our understanding of the future being in front of us. Nou hierdie is 'n ontsettende belangrike waarheid. Om dit nou te vertaal in boeretaal, hierdie skrif sê dat as die Hebreërs nou 'n kompas sou gehad het hierdie kompas nie gewerk met magnetiese noord nie. Hierdie kompas het jou na die ooste toe gevat. Ek het nou die dag gelees, ek verstaan dit nou vir die eerste keer, die woordjie suid in die Hebreëse taal beteken aan jou regterkant. Hoekom beteken dit aan jou regterkant? Want jy is besig om na die ooste te navigeer. Waar is die ooste? Dis nou de mekaar. Jy is besig om na die ooste toe te navigeer. So die suide lê met ander woorde aan jou regterkant. Jy verstaan? So, want dis die enigste vaste punt wat daar in jou lewe bestaan. Jy moet hierdie ding nou nie mis nie. Waarheen kan jy gaan? Jy kan net na een plek toe gaan, dit wat vas is, dit wat staan in die begin. Want Jesus sê, weet julle wat? Ek is nie net die begin nie, maar ek is ook die einde. So met ander woorde, as jy hom soek, waar gaan jy hom kry? Jy gaan hom kry by die begin, jy gaan hom kry in die ooste, jy gaan hom kry by die voortyd. So dis die plek waarin ons navigeer, want dis die enigste vaste verwysingspunt wat daar in my en jou lewe bestaan. Die res van die goeters, weet julle, is sommer mensgemaakte goeters. Dis sommer denkbeeldige dinge wat jy dink is die merk wat jy moet tref. Dis al daai goed dink ek in my lewe wat vir my op die einde laat struikel oor die sorge van die lewe. Dis wanneer ek begin navigeer na wat die wêreld vir my sê sukses is. En ek gee prys dit wat God vir my sê vir my wag in die ooste. Okay. Nou ja, kom ons gaan verken hierdie voortyd 'n bietjie. Spreuke 8, ons het nou al 'n paar keer oor hom gepraat hier by New Earth. Ek onthou Daniel het daaroor gepraat, ek dink in sy eerste lering. Toe het hy gesê, Spreuke 8 vers 22, dan begin dit daar, dan sê die skrif, die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af. Van ewigheid is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Nou van wie praat hy hierso? As jy nou moet dink, want die hele skrifgedeelte in Spreuke gaan oor iemand of iets wat geskape is, wat saam met God werk, terwyl God besig is om alle dinge te skape. Nou as jy gaan kyk in die skrif, dan sê dit is wysheid, wat saam met God beweeg, maar die Nuwe Testament leer vir ons dat Christus Jesus is die wysheid van God. Met ander woorde, wie hier van gepraat word, wat sê, die Here het my, wat hiervan gepraat word, is niemand anders nie as Jesus. As hy sê, hy het hom berei as die eersteling van sy weg, voor Kedma, sy werke, van ouds af, in hierdie voortyd. Voor enigiets gemaak is, het hy al vir Jesus gemaak. Vers 23 sê, van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. En dan gaan die gedeelte nou verder, ons hoef nie alles te lees nie, ek het net vir julle die highlights gewys daar, Spreuke 8. Hy verduidelik nou hoe hy alles maak. Spreuke 8:26 wil ek net vir julle uithef. Hy sê, toe hy die aarde nog nie gemaak het nie, toe was ek al daar. So daar's nog niks gebeur nie, né? Aarde is nog nie gemaak nie, die see het nog nie sy kring om hom afgetrek nie. Julle moet die skrif gaan lees, Spreuke 8 vanaf vers 24 tot 31. Vers 30 sê, ek was 'n kunstenaar saam met hom. Hy was besig om die fondamente te stel van die aarde en ek het gekyk hoe hy dit doen. En terwyl al hierdie goeters gebeur, sê vers 31, het ek gespeel op die wêreld rond en my verlustigings was met die mensekinders. Nou hierdie is een van die, ek dink die eerste geheimenisse wat ek nou vandag vir julle moet kom vertel uit die voortyd uit. Weet julle wat? Jesus was in die voortyd. Voor alle dinge. Nee, ek het dit vir julle gewys op die vorige slide. Voor alle dinge. Daai woordjie Kedma, voortyd, was Jesus daar. En al hierdie goeters gebeur. En dan kom ons hier teen die einde, maar weet julle wat? Mensekinders was ook daar. Amen. Nou kan die mensekinders miskien net gou hulle hande opsteek. Daar is, so met ander woorde, die kanse is goed, dat ek en jy, as ons mensekinders was, ook daar was. Okay. Challenge dat julle verstaan oor die voortyd. Is dit 'n raaisel uit die voortyd uit? Dit behoort te wees. Okay. So as ons dit nou in die agterkop het, en ons spring nou 'n bietjie verder aan na Job 38,
dan verstaan ek hierdie skrif nou vir die eerste keer. Weet julle, ek het altyd gedog God is sarkasties met Job. Het julle al hierdie gesprekke tussen God en Job gelees? Dan dink jy eers, maar God is nou lelik met hom. Kyk, ek is nie so lelik met my kinders nie. As hulle vir my sê, weet pappa ek's honger, dan sê ek ons het klaar geëet. Jy weet, gaan nie weer eet nie. Klaar opgewas. Mamma het klaar gepraat. Nee, ek kan dit doen, maar ek wil God kan dit mos nou nie doen nie. So nou, hoekom is hy so lelik met arme Job? Het julle al gehoor? Ek gaan nou vir julle wys hoe lelik is hy met Job. Hy spot hom. Voor ons nou by die spottery uitkom, ek wil net gou hierdie, dis 'n exercise nou. Job 38 vers 1 sê, daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê. Nou ek het daai net uitgelos, ek het Job uitgehaal, dus sit ek eie naam in. Ek is besig om Afrikaans te leer, sal my dogtertjie se skryf môre, eie naam met 'n hoofletter. Nee, jou eie naam, jou naam. Breus, sal ek aan sit. Daarna het die Here Breus uit 'n storm geantwoord en gesê. Hy het vir Job met Job gepraat, maar ek wil hê jy moet jou eie naam insit daar. Kyk hoe sarkasties is God nou met my. Hy sê, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Jy weet dit mos. Nee, jy weet mos, ons het klaar geëet. Waar is sy fundamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Jy weet dit, want jy, Job, Breus, is toegebore en die getal van jou dae is groot. So hy was toe nou nie sarkasties met Job nie. Sien julle? Ek dog hy's lelik, so hy doen nie wat ek doen nie. Hy sê vir Job, jy kla nou oor alles wat jy nie verstaan nie, en jy's nou besig om 'n klomp goeters in die wind te gooi, van onkunde en verwyte en wat ook al, wat van verwonding en vensters wat in jou lewe besig is om te gebeur. Maar hoekom doen jy dit? Want jy weet tog dan, dat jy is gebore voordat ek die aarde gegrond het. Voordat ek die goed gemaak het, voordat ek gedoen het wat ek nou net vir julle gelees het in Spreuke 8, was jy dan nou daar gewees? Jy was 'n mensekind. Hoekom weet jy hierdie goed dan nou nie meer nie? Jy was daar toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God saam gejuig het. Jy was daar, kan jy dit dan nie onthou nie? Dit was jou huis gewees, die plek waar die môre sterre is, die plek waar die seuns van God is, die plek waar die mensekinders saam met my gespeel het. Hoekom onthou jy dit dan nou nie? Jy weet dit, want Breus, jy is toegebore en die getal van jou dae is groot. Nou dit laat my nogal steier voor die realiteit van wie God is. As hy na my toe kyk en hy sê vir my, hoorie, jy's nou besig om te moan oor 'n klomp goeters in jou lewe wat nie vir jou lekker is nie. Jy sukkel finansiëel dalk of met jou gesondheid of met menseverhoudinge of in die huwelik of wat ook al. Maar hoekom verwyd jy my daarvoor? Jy was dan deel gewees van my perfekte plan vir jou lewe. Jy kan dit net nie onthou nie. OK. Nou ja, terug by die, so ek wil net hierdie weer uitlig, julle moet dit nou nie mis hier onder nie. Jy weet dit, want jy is toegebore. En vers 7, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. So daar was 'n tydperk wat ek en jy en Job en Jesus saam was voor die grondlegging van die wêreld, waar daar môre sterre was wat gejubel het saam met die seuns van God. Nou hoekom ek hierdie vir julle wil wys, is die woordjie prins in die Nuwe Testament, as jy hom nou gaan opsoek in die Griekse taal en jy gaan lees hom nou in Strongs, dan sê dit daar vir jou 'n prins is 'n force, nee, of 'n held, dink ek vertaal hulle hom, en dan gaan hulle verder, dan sê hulle ook baie spesifiek 'n ster. Nou onthou nou hierdie ding, want wat het ons mee begin vandag? Wat se skrif het hom gegee uit Psalm 68? Hy het gesê, weet julle wat? Daar gaan daar kom, God sê, weet julle wat? Daar gaan daar kom wat die prinse uit Egipte gaan aankom. Amen. Met hulle hande opgehef. Hulle is besig met ander woorde om te jubel en lof te prys, hierdie prinse of hierdie sterre wat wakker geword het in Afrika. Nou as ek nou vandag kyk en ek kyk na julle en ek ken 'n klomp van julle, dan weet ek dis die waarheid van 'n klomp van julle. Dat julle my inspireer want julle is prinse uit Afrika wat besig is om gestalte te gee en heerskappy te voer op God se groen aarde, die een wat ons bewandel. Dit gebeur al reeds. Maar vir die wat nog nie daar is nie, is ons besig om 'n praktiese pad uit te rol van wat jy gaan stap, wat jy moet stap, om in gehoorsaamheid by 'n plek uit te kom, wat jy ook begin skitter soos 'n ster in die hemel, en nie meer lê en slaap in die stof van Adam nie. OK, Abraham. OK, nou terug by die sterre. 1 Korintiërs 15 vers 31 sê, anders is die heerlikheid
van die son, en anders is die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. Nou, dis miskien 'n belangrike konsep om te verstaan. Dis alle sterre, of alle prinse dan nou, as ons van prinse praat, het nie noodwendig dieselfde hoeveelheid heerlikheid nie. Tom het vir ons geleer wat is heerlikheid. Heerlikheid is genade en waarheid, sê die skrif in Johannes 1. Heerlikheid is met ander woorde nie iets wat op jou val nie. Heerlikheid is 'n definieerbare kennis van waarheid en genade. En dit vermeerder. En na mate dit in jou vermeerder, word jy 'n ster wat in die geestelike riekalm helderder en helderder skitter. Dis mooi. So ek dink nie ons almal het dieselfde heerlikheid nie. Die skrif is duidelik daaroor. Hy sê dit is nie so nie. Maar as ons dit nou begin verstaan, dan moet ons hierdie skrif bereken. Ekskuus, julle gaan dit nou nie kan sien nie. Romeine 3:23 wat sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ek het net vir julle gesê, daar's baie sterre, die sterre het heerlikheid. Nou wys ek die volgende skrif sê, almal het gesondig. Almal het met ander woorde uit die tuin van Eden uitgeval in sonde. En wat het hulle verloor daar? Hulle het hulle heerlikheid verloor. So die sterre het heerlikheid, hulle skitter aan die hemelruim, maar met die sondeval het hulle heerlikheid verloor. So die vraag is nou, wat het met die sterre gebeur? Stem julle saam dat ons dit moet verstaan? Want ons weet die sterre het heerlikheid, ons weet die heerlikheid het verdwyn met die sondeval, toe Adam en Eva uit die tuin is, met hulle vleeslike klere bedek. Wat het geword van die sterre? Want die sterre is prinse, en ons wil hê daai sterre moet skitter, hulle moenie lê en slaap in die stof nie. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid, Romeine 3:23. Wat het met die môresterre gebeur? Okay, nou wil ek vir julle 'n paar voorbeelde noem. Miskien moet ek net gou vir julle hierdie wys, dis eintlik die gedeelte, die kiemsel waaruit my lering kom. Ek wil dit net vir julle wys. Ek verstaan Dawid en Asaf se verlange na die voortyd. As julle die psalms gaan lees, hierdie is twee van die psalmdigters, en in 'n klomp van hulle skrifte en in 'n klomp van hulle psalms sê hulle vir jou hoe hulle verlang na die dae wat hulle gesing het. En hulle verlang na hulle lied in die voortyd, en hulle lê in die aande op hulle bed en hulle droom oor hierdie dae van die voortyd. En ek het nie verstaan waaroor hulle praat nie, maar hoe meer ek besig is om hierdie saak te ontsyfer, hoe meer verstaan ek waaroor hulle gedroom het. Hierdie is net 'n prentjie wat ek vir julle ook wou gewys het. Dis 'n skildery van Vincent van Gogh, wat mens noem, wat hy noem The Starry Night. Ekskuus nou, julle kan hom ook nie mooi helder sien nie, maar wat interessant is van hierdie, is hy het hom geskilder in 'n tydperk wat hy in 'n asylum was. Wat is 'n mooi woord vir 'n asylum? 'n Geestelike versteurde tehuis. 'n Huis vir geestelike versteurdes. En dan sê dit nou daar, en hy het hom spesifiek geteken vanuit sy kamer uit. So hy het gesit aan hierdie kant van 'n venster, dan was die venster voor hom, dan kyk hy na wat? Aan die ander kant, na die sterre. Hulle sê hierdie wit ster spesifiek is die môrester. So hy sit vanuit hierdie gevangenskap in hierdie asylum en hy droom oor hierdie hemele aan die ander kant waar die sterre teen die hemel skitter. Maar hy's nie daar nie. En dan as jy die ding gaan mooi lees van die geskiedenis, dan sê hulle het hierdie asylum gevind en sy kamer het 'n venster gehad wat uitkyk na die ooste toe. So hierdie man deel aan wat die filosofe van ons dag noem die menslike kondisie. Hierdie staat van niksheid. Van wat jy nie verstaan, wat is die funksie van jou bestaan nie, hoekom is jy hier, wat moet jy doen? Dis dieselfde wat hy het, dit sit jou op die ou ende in 'n plek, 'n huis, nê, 'n gevangenskap vir versteurdheid. En die naaste wat jy daar kan kom, is miskien aan hierdie venster wat God vir jou kom wys. Maar ek en jy is besig om die vermoë te kry om deur hierdie venster te beweeg, om te kan skitter aan die ander kant, en nie om in hierdie gevangenskap te bly nie. Amen. So, hierdie ding het my geraak. Nou, wat het met die môresterre gebeur? Ek het nou vir julle gesê, hulle het hulle heerlikheid verloor. Ons weet hulle het geskitter in hierdie voortyd. Job was saam met hulle, daar was klomp sterre, die seuns van God het gejubel en gesing. Wat het met hulle gebeur? Nou die skrif is duidelik as jy dit begin ondersoek, en ek wil dit ook vinnig met julle deurgaan. Jesaja 14:12 sê dit. Hy sê, hoe het jy, en hy praat hier met 'n mens, die mens is die koning van Babel. Hy sê vir hom, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? En hoe lê jy nou teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Het jy al ooit hierdie skrif gelees? Ons het gedink hierdie skrif praat oor Satan, maar hy sê nee,
Ek praat met jou, koning van Babel, jy was 'n môrester, jy was 'n seun van God, jy het geskitter in die voortyd, maar jy het jouself gestel bo die ander sterre, jy het gedink jy is belangriker, jy het gedink jy is groter in heerlikheid, en op grond daarvan het ek jou neergeslaan. Maar waar is jy neergeslaan? Jy is spesifiek neergeslaan op die aarde. So sien julle, so hierdie ou, die koning van Babel, was in hierdie voortyd, hy was 'n ster, en waar is hy nou? Hy is nou op die aarde. Okay. Esegiel 28 vers 2 is nog 'n mooi voorbeeld. Ons kan dit gou lees. Hy praat hier met 'n man, die vors van Tyrus. Hy sê jy is 'n mens. Jy is 'n mens en geen God nie. Hy praat met 'n mens soos ek en jy. Dan sê vers 13, jy was in Eden, in die ooste, die tuin van God. En dan sê vers 16, jy het gesondig. Daarom het ek jou van die Godeberg afgedrywe. Ek het jou op die grond gewerp. So hier is nog 'n voorbeeld van 'n ander man. Dis nie nou net die koning van Babel nie, hier is nou sommer 'n ander ou, die koning van Tyrus. Hy was ook in Eden, saam met Adam en Eva en die koning van Tyrus was in Eden. Sien julle? So hy was daar, die tuin van God, en hy het gesondig. So toe Adam en Eva gesondig het, was hy ook daar. So hy was seker die slang dan, né? Nee, ek maak net sommer 'n grap, maar ek bedoel, sien julle, hier is nou nog 'n karakter wat ons nou nie inlees in Genesis nie. Ons het hom nou nog nie gecheck daar nie. So Babylon het koning van Babel het geval, die koning van Tyrus het geval uit hierdie voortyd uit, of uit hierdie sterrehemel, of uit Eden uit. Obadja 1 verduidelik dit net so mooi. Hy sê vers 3 en 4, die vermetelheid van jou, hy praat hier met Edom, dis 'n nasie. Die vermetelheid van jou hart, Edom, het jou bedrieg. O jy wat woon in die rotsklowe, op hoë plekke, bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Al woon jy so hoog soos die arend en al was jou nes tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. So hier is nou nog 'n groepering, en weet julle, ek gaan terwille van genade van tyd, en miskien om die raaisels te beperk, nie al die voorbeelde vir julle wys nie, maar die punt is hierso is 3 baie duidelike voorbeelde van mense wat tussen die sterre in Eden in die voortyd was, saam met Job gejubel het in die ewige riehalm voor die grondlegging van die wêreld. En die skrif sê die hele tyd, julle het daar uitgeval en julle is nou op die aarde. Okay. Miskien moet ek net asem skep vir 'n oomblik. Lees hierdie mooi skrif, Psalm 147 vers 4. God sê, ek bepaal die getal van die sterre en ek gee vir hulle almal name. So hierdie ouens wat sterre was, het almal name gehad. God het hulle met ander woorde by die naam geroep, by die naam geken. En hierdie ouens het almal op 'n plek was hulle, soos mens en manin, soos Adam en Eva, het hulle daar uitgeval en hulle is op die aarde. Nou wil ek vir jou vra, is dit net hulle met wie dit gebeur het? Want ek het nou altyd vir mense en manin jammer gekry, maar nou moet ek hierdie ouens ook jammer kry. Maar weet julle wat? Dit is dan nou al die mense kinders. Want onthou, ek het nou gesê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, as ons sterre was, en ek het nou vir julle die skrif gelees wat sê, elke ster het sy eie heerlikheid, en die skrif sê hierso, maar toe jy gesondig het jy jou heerlikheid verloor en jy het geval. En dan sê ons, waarheen val jy dan? Jy val na die aarde toe. Met ander woorde, uit 'n ewige riehalm, is julle met julle gesigte nou sien. Uit 'n ewige riehalm, wat die skrif noem, die voortyd of die ooste, na 'n plek waar die dood heerskappy voer. Is dit, hoe lyk daai plek? Dis 'n plek wat as jy die koerant môre omlaai, dan gaan jy hom sien. Dis die plek waar ek en jy nou is. Met ander woorde, dis die gevoel wat ek en jy het in ons harte elke dag wanneer ons wakker word en ons loop in 'n lewe wat vir ons voel ons pas nie in hier nie. Hierdie kan nie huis wees nie. Dit kan nie God se volmaakte plan vir my lewe wees hierdie nie. Hoekom is daar soveel misdaad? Hoekom is daar soveel geweld, verkrachting, wat ook al? Al hierdie goeters wat ons in ons land baie spesifiek mee te doen het. Weet jy wat? Hierdie plek is 'n plek wat tydelik is, sterflik is en waar die dood heerskappy voer. Kom ons los dit daar. Hy staan teenoor die ewige riehalm en hy's 'n doodse realiteit. Miskien moet ek dit vir julle sê, as ek nou ooit gedink het in my verstaan van die skrif, waar sal die doderyk wees? Nee, onthou, hierdie ouens het geval en as jy nou Jesegiel 31 lees, dan lees jy nou heeltyd hierdie ouens was in Eden, tussen die sterre. Toe val hulle aarde toe. Dan op 'n ander plek sê hy, julle val doderyk toe, julle moet dit gaan lees. Jy was in die hemele, nou lê jy in die doderyk, in die dieptes van die aarde.
Weet julle wat? Die doderyk is nie 'n ewige ruimte wat die perfekte Vader met die perfekte liefde wat ons vandag van gehoor het, mense soos ek en jy in gebrokenheid martel tot aan die eindes van tye nie. Die doderyk is 'n plek waar mensekinders wat gesondig het, hulle heerlikheid verloor het, 'n genade ruimte gevind het, waarbinne God hulle geleentheid gee om hulle weg terug te vind na sy ewige woning. Dis wat die doderyk is. Ons kan daaroor praat na die tyd. Amen. Sela. Ek wil lang stories daaroor praat. Ek wil nie die onderwerp vir my nie. As jy die skrif begin ondersoek daar rondom, dan raak dit ontsettend duidelik en eintlik ontsettend eenvoudig. 'n Mooi voorbeeld om vir julle te gee daar rondom is God sê vir mense man en hy sê, weet jy, as jy eet van die boom van die lewe, sal jy lewe in die ewige ruimte. Jy sal lewe in ewigheid. Jy sal bly in Eden. Jy sal ewig wees. Jy sal 'n geestelike realiteit belewe waar daar al hierdie ongelooflike wonderbaarlikhede is waarna ek en jy smag as ons eendag kan terugkeer na God se huis toe. Jy kan daar bly. Maar as jy eet van die boom van kennis van goed en kwaad, sal jy sekerlik sterwe. Dan sê ek altyd daai woordjie sekerlik sterwe is 'n herhaling soos die Hebreëse skryfwyse. Hy stel hom dubbel. Hy sê jy sal dood gaan. Jy sal vrek as jy eet van hierdie boom. Dan gebeur dit, nê? Dan sê ons nou vir mekaar en hierdie ouens is uit hierdie tuin uit. Hulle bewandel nou 'n tydelike wêreld. Maar ons verstaan, ons bedink nooit die feit dat hulle nou dood is nie. Hulle het nou sekerlik gesterwe, maar ek bedoel hulle het nie regtig sekerlik gesterwe nie, want Adam leef nog 960 jaar daarna en hulle kry baie kinders. So eintlik wat ons dink is God het eintlik gejok daaroor, want Satan het mos gesê hulle sal nie sterwe nie. Onthou julle? En God het gesê hulle sal sterwe. Nou wat het met hulle gebeur? Hulle het uitgetree uit 'n koninkryk van God waar God die koning was. En hulle het ingestap in 'n ander koninkryk. Mense noem hom die doderyk, die plek waar die dode heerskappy voer. En ongelukkig is dit dieselfde plek waar ek en jy vandag nog is. Maar ons wil nie daar bly nie. Okay, so kom ons skuif 'n bietjie verder aan. Openbaring 2 vers 26 sê die volgende, dit sê aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En dan sê hy hierdie mooi ding, dan sê hy, en ek sal hom die môrester gee. So hier's 'n bepaalde beloning vir die ouens wat oorwin. So ons sê nou, ons is gedompel in hierdie mismoedigheid, ons is gedompel in hierdie doodsheid, in hierdie verlatenheid, ons het nie 'n huis nie. Maar God sê, weet jy wat? As jy toelaat dat hierdie sake, die sorge van die lewe jou nie oorrompel nie en jou nie oorweldig nie en jy laat toe dat ek jou leer om dit te kan oorwin, wat gaan dan met jou gebeur? Ek sal jou die môrester gee. Dis mooi, nê? Openbaring 22:16 sê ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid. Ek is die blink môrester. Met ander woorde, wat kry jy en ek as ons nie toelaat dat die lewe ons oorrompel nie en as ons loop in 'n pad van oorwinning? Wat kry ons as beloning? Ons kry die môrester. Wie is die môrester? Jesus is die môrester. So dis nou vir my 'n mooi verstaan, want weet julle waarop dit neerkom is hierdie, as Jesus die môrester is en hy sê en ek kan die môrester ontvang as 'n beloning. En ons het begin deur te sê maar ons almal was sterre. Dan verstaan ek vandag dat met Jesus se dood en opstanding in 'n nuwe gees en met my wedergebore wanneer ek uit God gebore word, dan ontvang ek, of laat ek eers so sê, dan vermeerder Jesus die môrester homself in my en ek word ook 'n môrester. Hoor julle dit? Want dis wat daai skrif tog sê, ek en jy het geskitter net soos die koning van Babel, net soos Tyrus, net soos al die ander ouens, was ons sterre voor die grondlegging van die wêreld. Ons het dit verloor omdat ons mekaar hierso kan sien in die vlees. Ons is nie meer in die ewige realm nie, ons is in 'n sterflike realm. En op grond daarvan is daar 'n belofte wat God vir ons gegee het, wat gesê het in Jesus se sterf en opstanding kan ek weer vir jou die môrester gee. Jy kan met ander woorde weer skitter in die ewige realm soos voorheen. 2 Petrus 1 vers 19 stel dit so mooi. Hy sê en ons het die profetiese woord wat vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in jou hart. Hierdie ewige ruimte, hierdie voortyd, hierdie Eden,
het ons nou vir mekaar gesê, is nie 'n plek, 'n fisiese plek ergens in die Midde-Ooste nie. Na aanleiding van hierdie skrif, is dit 'n plek in jou hart. Die skrif sê, die koninkryk van God is binne in julle, hy's in jou hart, dis waar hy is. En wanneer ek en jy op 'n plek gekom het, wat ons toelaat, dat ons wederbaar word, dat God sê, dat God se heilige saad ons opwek uit die dode uit, en Jesus homself vermeerder in ons lewe, dan word ons weer môresterre wat begin skitter in die ewige realm. Bemoedig dit julle. Nou ek wil vir julle 'n mooi voorbeeld uit die skrif uitgee, as ons hierdie verstaan kan vasmaak, en ek sal daarmee afsluit, is as jy dink in die Nuwe Testament nou, in die tyd waar Jesus gebore moet word, dan sê die skrif, wat het gebeur? Daar het wyse manne uit die ooste aangekom. Okay? Nou verstaan ons daai skrif nou al 'n bietjie anderster, hè? Want waar kom hierdie ouens nou vandaan? Kom hulle nou uit die Midde-Ooste uit? Of is dit ouens wat miskien 'n verstaan het van ietsie wat ons vandag oor gepraat het? Dan sê die skrif, hulle kom uit die ooste uit, want hulle het 'n ster gesien opgaan in die ooste. En dan uiteindelik, dan kom hulle by die koning uit, sy naam is Herodes, dan vertel hulle vir Herodes die ding. Dan sê Herodes, maar vertel vir my, julle moet hierdie skrif nou gaan lees, Matteus 2 vers 4, vertel vir my, wat is besig om te gebeur? Ek wil weet van hierdie koning wat gebore word. Dan sê hulle vir hom, vers 4, en hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. En toe die ouens vir hom sê, maar wat gebeur het? Ons sien die ster in die ooste, en die ster is besig om ons te begelei na Bethlehem toe. Nou weet julle, toe Herodes alles in sy vermoë gedoen om hierdie seun se lewe te roof. Nou dit gebeur maar met my en jou ook vandag, daar's 'n klomp, kom ons noem dit maar saad van Herodes, of gees van Herodes, wat jou probeer aborteer, of jou geboorte probeer stop, jou wedergeboorte. Maar die punt wat ek probeer maak is hierso, is daar's wyse manne, daar's ouens wat verstaan dit wat ons vandag oor praat, wat God die geopende oë van die verstand gegee het, om te kan sien dat daar besig is om 'n ster oor iemand in jou lewe op te gaan, of oor 'n geliefde, of teenoor 'n broer, of wie ook al. En wat dan gebeur is, net soos die ouens in hierdie tyd, waar hulle geloop het na die pasgebore babatjie Jesus, kom jy ook nou uit by jong wedergebore gelowiges, en jy bedien hulle met skatte, soos hierdie ouens gedoen het, met goud, en jy bedien hulle met wierook, en jy bedien hulle met mirre. Nou dit is ons bediening hierso by New Earth, glo ek, 'n groot deel daarvan. Ons bedien julle met goud, ons bedien die mense met goud. Goud in die skrif gaan oor openbaringskennis. So ek leer mense van dit wat verhul is, sodat dit geopenbaar kan word, sodat hulle geopende oë van die verstand kan gee. Ek is dit verskuldig aan iemand wat uit God gebore is. Dis wat die wyse manne uit die ooste doen, dis hulle funksie. Die tweede ding wat hulle doen, en ek wil weer eens, ons kan 'n hele lering daaroor gee, is hulle bedien die persoon met wierook. Nou wierook gaan oor 'n klomp goeders, dit gaan onder andere oor worship, dit gaan oor korporatiewe lofprysing, wat 'n aangename geur voor God is. Maar wat ek daaroor geleer het die laaste keer wat ek met julle gepraat het, is dit gaan spesifiek oor om in gehoorsaamheid te loop. So met ander woorde, jy leer mense en jy bemagtig hulle om te verstaan dat om God te dien is nie net 'n random pad wat jy in 'n rigting inslaan nie. Daar's 'n baie spesifieke roete wat jy moet volg, spesifieke knope in jou eie lewe. En die mense word bemagtig en toegerus om dit te kan doen. En dan die laaste geskenk of skat wat uitgedeel word is mirre. En mirre gaan spesifiek daaroor om toegerus te word vir jou roeping in Christus. Met ander woorde, om te kan afsterf rondom dit wat nie jy is nie, sodat jy kan opstaan, soos Paulus verduidelik, in 'n nuwe opstanding in Christus in jou hoë roeping te kan tref.